Ek het vandag nie 'n spesifieke skrifvers wat ons gaan oopvou nie, maar ek gaan verskeie skrifverse gebruik juis om die opstanding van Jesus te beklemtoon en te motiveer. Ek dink die opstanding van Jesus is ietsie wat nie vir ons so belangrik is nie. Nou nie vir almal van ons nie, maar vir Christene kan ek maar sê. Soveel klem word op die kruis geplaas en die lyding en die swepe en die swaar kry en die versoeningsoffer wat goed is reg. Maar daai klem kan nie steel by die opstanding van ons verlosser nie. As ons 'n verlosser het en hy het gesterf vir ons, maar hy is nog steeds dood, beteken die verlosser niks. 'n Verlosser moet opstaan om ons werklik te verlos. Hy moet nog steeds lewe. Wat help dit jy het 'n held en hy wil jou red en hy sterf om jou nie meer te kan red. Die opstanding is 'n belangrike deel van die Christen geloof en dit is eintlik wat ek vandag vir jou wil bevestig. So ek gaan maar baie skrifverse veral uit 1 Korintiërs 15 gebruik. En ek gaan jou nou sê hoekom. Maar jy moet jouself baie keer vra hoekom die opstanding belangrik is. Dit is 'n punt wat jy moet kan verdedig as 'n Christen. Christendom is die enigste geloof waar die God van die Christene die dood oorwin het. En ander gelowe het hulle redder dood gegaan, maar nie in Christendom. Dit is 'n groot element wat Christendom anders maak as ander gelowe. Dis die feit dat die dood nie ons verlosser vasgehou het nie. Indien daar geen opstanding is nie, is daar nie iets soos Christendom. Christendom is gebou nie net op die kruis nie, maar op die opstanding. Sonder die opstanding kan daar nie Christendom wees nie, want daar is nie meer 'n Christus nie. Christus moes opstaan. As Jesus nie opgestaan het nie, beteken dit dood bly dood en dood kan nie lewe word nie. Dit beteken hierdie lewe, soos Joel Osteen sê, is die beste lewe wat jy het. Hoor jy, ek wil jy moet dit verstaan. As Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie, dan beteken dit hierdie is jou beste lewe. Jou beste lewe. Nou gaan al die ryk mense sê, yes, great, want ek werk daarvoor. Nou gaan die siekes sê, regtig? Nou gaan die ouens sê wat dalk liefdes verloor het, regtig? Nou gaan die ouens met pyn en lyding sê, is hierdie my beste lewe? Dis nie jou beste lewe nie. Hierdie is nie die Christen se beste lewe nie. As Jesus dalk dood gebly het, was dit. Maar dank die Vader hy het nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 32, as dit die geval was, as Christus dood gebly het, as Jesus nie opgestaan het nie, sê hy moet ons maak soos die heidene. Hy sê jy moet eet en drink, want môre gaan jy dood. Met ander woorde, vandag is die dag. Carpe diem, sê die Latyns, nee, gryp die oomblik aan. As jy nie vandag lewe nie, of hoe sê ons in die 20ste eeu, YOLO. You only live once, use it. Dit is wat Paulus sê. Hy sê as Jesus dood gebly het by die kruis, dan moet jy maar gaan YOLO. Jy moet gaan lewe, want môre gaan jy doodgaan en dit beteken niks. Dit beteken eintlik ek mors my tyd. Dit beteken ek is eintlik 'n verkeerde beroep. Dit beteken almal van julle sit hierso en julle mors julle tyd. As Jesus dood gebly het. Die feit dat ek hier staan, die feit dat jy daar sit, is 'n gebaar dat Jesus lewe. Dis 'n gebaar daarvan. Dis 'n uiting daarvan. Wie wil 'n dooie God aanbid? Wie wil 'n dooie God? 'n God wat veronderstel is om jou te red. Wie wil 'n dooie God aanbid? Want wat 'n mag het hy? Daar is so baie sogenaamde teoloë binne hulle Christendom. Dis nie ons Christendom nie, en ons sien hulle ook nie as ons teoloë nie. So ek sit teoloë en Christendom uit hulle konteks sit ek tussen aanhalingstekens. Maar daar's so baie teoloë binne die liberale denominasies. Daar is ons nou die liberale Methodiste, die liberale Baptiste. Dis ouens wat al die eksterne idees van filosofie verwelkom binne die kerke. Daar is so baie liberale denominasies wat sê Jesus het nie fisies uit die dood uit opgestaan nie. Dit was nie 'n letterlik nie, maar dit was iets geestelik. Die Jehova Getuies sê dieselfde, selfs binne die NG Kerk
word sekere van die NG Kerke, nie almal nie, maar word sekere van die NG Kerke erken hulle dat Jesus 'n geestelike opstanding gehad het en nie 'n fisiese een nie. Dit is absurd, want waarop bou jy geloof? As jy in 'n kerk sit wat dit verkondig, my voorstel is, staan op, sodat die prediker kan sien jy staan op en loop uit. Ons Christus lewe. Hy het letterlik uit die dood uit opgestaan. Dit was nie 'n geestelike ding nie. Dit was nie 'n droom nie. Dit was ook nie net sy senuwees wat hom toevallig uit die graf uitgegooi het nie. Hulle het ook nie sy liggaam gesteel nie, daar is nie bewyse daarvan. Hy het opgestaan en soos jy sal sien later in my preek is daar bewyse vir sy opstanding. Die oomblik wanneer ons sê dat Jesus nie fisies opgestaan het nie, stel ons Christen geloof gelyk aan al die ander afgode daar buite. Al die ander afgode se gode het gesterf. Dit was sogenaamde mense en profete wat gesê het, hulle God is die ware God, totdat dit by die graf gekom het. Toe kon hulle God niks doen. By die graf het hulle geloof gestop, maar by die graf stop nie ons geloof nie. Dit moenie daar stop nie. Nou in Korintiërs, die gemeente in Korintiërs was 'n redelike problematiese gemeente. Hulle het redelike uitdagings gehad, juis omdat daar so baie verskillende afgode was rondom hulle. Daar was verskillende kerke, almal het snaakse goed gedoen, en arme Paulus het sy hande vol gehad. Hy het die heeltyd vir die Korinte probeer te regwys. Baie van hulle het vreemde praktyke gehad in die kerk. Baie van hulle het voorbarig opgetree in die gemeente, en Paulus, hy probeer dit die heeltyd remedieer. Een van die goeters wat van buite af ingekom het in die Christenkerk in Korinte, is dat hulle gesê het, Christus het gesterf, maar hy het nie opgestaan nie. Paulus skryf 'n hele hoofstuk 15 in 1 Korintiërs, skryf hy aan die gemeente in Korinte 'n hele hoofstuk om vir hulle te sê, dit is onmoontlik dat Christus nie uit die dood uit kon opstaan nie. Hy moes opstaan. Hy skryf dit vir hulle. Hy moes opstaan en hy verdedig die opstanding. Hy sê vir hulle, kom ons, dis half vir hom so absurd. Ek weet nie of jy gehoor het, as iemand praat met jou en hulle praat die grootste nonsens. En jy sê, maar glo hierdie ou eintlik homself? Ek kry die gevoel, dit is wat Paulus hier sê. Hier is 'n Christenkerk, gebou op Christus, besig met al die verskillende praktyke, en hulle wil nou vir hom sê, Jesus het nie uit die dood uit opgestaan nie. Hy sê, wat is fout met jou? Hy is asof 'n ou dit net nie kan glo nie. En naderhand begin hy hierdie hipotese, hy sê, goed, kom ons sê, Paulus sê, kom ons sê, Jesus het nie opgestaan nie. So hy wil homself half in hulle skoene sit. En hy sê, weet jy wat sou die implikasie wees as Jesus nie opgestaan het nie? Hy sê, almal van ons en van hulle, almal van ons sou nog in sonde gelewe het, ons sou nog sonde gehad het, en jy sou verniet geglo het, en jou geloof sou nutteloos gewees het. Dit sou geen nut gehad het nie, dis wat hy vir sê. As Jesus nie letterlik opgestaan het nie, is jou geloof nutteloos. Nutteloos. Hy sê vir hulle is valse getuienis. Hy sê dit help nie as hulle kom by mekaar nie. Dit help nie as hulle sing nie. Dit help nie as hulle preek nie. Want as Jesus nie opgestaan het nie, is dit nutteloos. Hy sê, waarvan sal jy getuig? 'n dooie verlosser? Glo in my God. Hy het die dood oorwin. Lewe hy? Nee. Hoe het hy die dood oorwin? Hy is dood. Hy sê, is nutteloos. So ek het so 4 punte. Daar is ander redes ook, maar net vir vandag het ek 4 punte van hoekom die opstanding van Jesus belangrik is vir jou geloof. Die eerste een, die opstanding getuig van die krag van God self. Sterwe is menslik. Nie een van ons gaan daai afspraak vry mis. Ons gaan hom nie misloop nie, hoor. Almal van ons het een afspraak, en dis die afspraak met die dood. Almal van ons. Nee, dis nie mis nie, en ek probeer dit nie bedroef maak nie. Ek sê net vir jou, ons almal het dit. Dis 'n afspraak met die dood. Om dood te gaan is menslik, kan ek sê. Dis menslik. Maar om op te staan uit die dood, dis goddelik. Dis goddelik.
Wys my een mens wat uit die dood het opgestaan. Dis goddelik, dis net Christus. Ek het al so 'n video gesien dat ouens dit probeer namaak, het jy al gesien van die ou in die kus, dan neem hulle 'n video en dan knip hy sy oë, wonder hy nou, wat is die teken? Om te sterf is menslik, om op te staan is goddelik, dis God. Om in die opstanding te glo is om God te glo. Indien God bestaan en indien God hierdie heelal geskep het en indien God mag het oor die heelal, die groot, almagtige God wat alles tot stand gebring het net om deur 'n woord te spreek, indien dit hy is, dan het hy ook mag om dit wat dood is lewendig te maak. God is die enigste een wat lewe kan gee. God is die enigste een wat die dood kan omkeer na lewe. God is die enigste een wat uit die doodheid kan opwek. Hoor dit sê 1 Korintiërs 15 vers 54 tot 55. Sê net, hy kan die angel van die dood verwyder en die oorwinning van die graf behaal. Net hy. Dis net hy. So kom jy glo, Dis hoekom ons glo. Kan jy dink jy moet vir ewig dood bly? Kan jy dink dat hierdie jou laaste vorm van bestaan is hier op aarde? Wat se nut het jy? Wat se nut het jou siel? Lewe om te sterwe? Ons sê ons eet om te werk en ons werk om te eet. So gaan jy aan in 'n siklus. Kan jy dink jy lewe om dood te gaan? En dis die einde? Dis die punt? Nee, nie die wie in Christus is nie. Wie dink jy? Het jy al ooit gedink, jy weet, ek sê dit nou nie net omdat Louise verwagtend is nie, maar het jy al ooit gedink, julle wat nou ouers is, wie gee daai baba lewe in daai ma se baarmoeder? Jy? Sy? Wie gee hom lewe? Wie gee vir hom die siel om te kan leef? Miskien moet ek vra, wie dink jy het jou lewe gegee? Wie het jou siel gegee? Jy weet jy's meer as net 'n hartklop en 'n vel en bloed en 'n brein. Jy weet in jou binneste is daar 'n siel. Wie het hom vir jou gegee? Waar kom hy vandaan? God het die vermoë om lewe te gee. En dit is hoekom ons ook sê abortus is verkeerd. Baie van ons glo die kinderverhaal, ware verhaal, maar ons glo dit uit die kinderbybel, dat God Adam en Eva gemaak het, en God het in Adam geblaas, en uit Adam het hy Eva gemaak, en ons sê, ja, God het die hele skepping laat ontstaan, maar as dit kom by die opstanding van Jesus, dan sukkel mense om te glo, dat dieselfde God wat die skepping tot stand gebring het, kan ons weer lewe gee nadat ons sterf. Mense sukkel om dit te glo. Deur Jesus uit die graf op te wek, herinner God ons aan sy absolute soewereiniteit. Hy is in beheer. Hy is soewerein oor jou siel. Dit herinner my soos Psalm 144:4 wat sê, 'n mens is soos 'n asem, sy lewensdae soos 'n vlugtige skaduwee. Dis hier een oomblik en weg die volgende. So die eerste punt wat ek wil hê, hoekom is die opstanding van Jesus belangrik? Want dit bevestig wie jy aanbid. Dit bevestig dat jy die ware God aanbid. Die ander gode kry dit nie reg nie. Afgode. Hulle kan nie die dood oorwin nie, maar ons God het. 'n tweede rede hoekom die opstanding belangrik is, want dit bevestig dat dit wat Jesus gesê het, wie hy is, hy werklik was, naamlik die Seun van God en die Messias. As Jesus nie die Seun van God was nie, en hy was nie die Messias nie, sou hy nie uit die doodheid opgestaan het nie. Maar die feit dat hy opgestaan het, bevestig dat hy die Messias was. Hy het inteendeel in Matteus 16 gesê, toe praat hy met die Fariseërs, toe sê hy, sy opstanding sal 'n teken wees, nê? Onthou julle, hy het gesê, dis die teken van Jona. Toe sê hy nog ons vir die Fariseërs, ja, dis die is ongelowiges wat tekens soek. Hy sê, die enigste teken wat julle sou kry, is die teken van Jona. Jona was 3 dae in die vis, Christus was 3 dae in die graf. Net staan nou. Die teken van sy opstanding bevestig dat Jesus Christus werklik die Seun van God is. Nie was nie,
is, want hy lewe nog. Die opstanding van Jesus Christus bewys dit. Hy is die verlosser van die wêreld. Dit bewys nie dat hy 'n profeet is nie, soos die moslems sê. Jesus was net 'n profeet. Nee. Dit bewys ook nie, so sekere ateïste sê, dat Jesus net 'n wyse man was nie. Nee. Wyse manne staan nie uit die graf uit op nie. Nee. Profete? Nee. Net die seun van God. Net die seun van God. Die Bybel maak dit duidelik dat Jesus opgestaan het en daarom die Messias is. Hoor wat sê 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 8. Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek. Volgens die skrifte. En nou hier kom die bewyse. Nou sê mense, goed, nou maar waar is die getuienis? Lees net aan. En hy het aan Sefas verskyn, daar's 1, en toe aan 12, daar's 13, en daarna het hy meer as 500 broers tegelyk verskyn. Meer as 500. Daar is meer as 500 getuienisse wat Jesus gesien het uit die graf het opstaan. Meer as 500. Nou vra jouself, indien Jesus nie opgestaan het nie, indien Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie, hoekom sou die mense van daai tyd nog steeds aanhou gepraat het oor Jesus? Hoe is dit moontlik dat ons dan die Bybel sou gekry het? Hoe is dit moontlik dat ons nog steeds sou vergader het as Jesus nie opgestaan het nie? Hoekom sou hulle aangehou het met 'n leuen, met 'n storie, 'n valse storie? Hoekom? En inteendeel, indien Jesus nie opgestaan het nie, hoekom sou die disippels van Jesus nog steeds bereid was om te sterf vir daai leuen? Ek sou nie sterf vir 'n leuen nie. As een van julle na my toe kom en sê, pastoor, ek het 'n begrafnis Vrydag, of een van julle kom en sê, luister, hierdie persoon word begrawe Vrydag, jy moet asseblief kom, hy gaan uit die dood uit opstaan, en ek kom daar, en ek wag, en niks gebeur nie. Ek gaan verseker nie terug Henneman toe kom, en julle vertel van hoe die ou uit die dood uit opgestaan het nie. Inteendeel, ek gaan maak of ek nie daar was nie. Sal niemand vertel nie. Hoekom vertel hierdie ouens dan oor Jesus wat lewe, as dit nou sou wees dat hy nie sou lewe nie? Selfs al sou iemand na my toe kom en my dreig met 'n mes en sê, luister, jy moet nou ophou sê daai ou lewe, as ek sê, as dit 'n leuen was, sou ek sê, is reg, ek kan ophou, asseblief, moenie my sny nie. Maar as dit die waarheid was, sou hy mos sterf. Kan jy jouself in die disippels se skoene sit? Ek sien hierdie prentjie. Die Here lewe. Hulle sê die Here lewe, dis om te verkondig, nee, die Here lewe. Die Here lewe. Die Fariseërs het hom nie doodgemaak nie. En dan soos hulle praat, daar sterf die eerste een, Stefanus. Nou dadelik sou ek gesê het, wag 'n bietjie, wow. Iemand is nou besig, mense is nou besig om dood te gaan. Hier's nou bloed wat besig is om te vloei. Ek wil nou 'n bietjie ophou praat oor die Here wat lewe. Maar dis nie wat hulle gedoen het nie. Selfs nadat Stefanus doodgemaak is vir dit wat hy gesê het, gaan hulle aan, die Here lewe, die Here lewe. Woeps, raai wie sterf volgende? Jakobus. Stefanus en Jakobus? Hulle gaan aan, die Here lewe, die Here lewe. Volgende een. Petrus. Die Here lewe, die Here lewe. Die disippels. Die Here lewe, die Here lewe. Duisende Christene sterf omdat die Here lewe. Wie sal dit doen vir 'n leuen? Wie sal sterf vir 'n leuen? Hulle was oortuig dat Jesus geleef het. En nie een nie, nie twee nie, meer as 500. Die evangelie van Jesus lewe voort op die bloed van sy volgelinge. Dit is wat Christendom regmaak, nee. Wat maak iets waar as jy bereid is om jou lewe vir dit neer te lê? So die tweede rede, die opstanding bevestig dat Jesus werklik sê hy is wie hy is. Die derde rede, hoekom die opstanding van Jesus belangrik is omdat sy sondelose karakter, dit bewys sy sondelose karakter en sy goddelike natuur. Jy sou nie vergifnis by God gekry het as Jesus sonde gehad het nie. Ek hoor ook een van die artikels wat geskrywe is op een of ander tydskrif, ek dink is die Joy tydskrif, wat sê Jesus moes gedoop geword het in die Jordaanrivier deur Johannes die Doper,
sodat hy van sy eerste sonde ontslae kon raak. Jesus het geen sonde gehad nie. Niks. As hy sonde sou gehad het, sou dit nie voldoende gewees het vir jou prys nie. Dink hier aan. Sê nou maar jy skuld 1 biljoen rand. Vir jou om vry te wees van daai 1 biljoen rand, moet iemand kom met 1 biljoen rand. As iemand kom met 1 miljoen rand, gaan dit nie genoeg wees nie. As iemand kom met 10 miljoen rand, dit gaan nie genoeg wees nie. Hulle moet kom met die volle prys. Christus moes vlekloos wees, ten volle, om jou volle prys te betaal. Dis ook, dit word so mooi uitgebeeld in die Ou Testament. Gewoonlik het hulle mos 'n bok gevat of 'n skaap gevat, en hulle moes hom slag, en die bok of skaap moes vlekloos gewees het. Vlekloos, sonder gebrek, sonder 'n vlekkie. Die feit dat hy opgestaan het, bevestig dat God goedkeuring gehad het oor Jesus. 4de rede. My laaste rede. As Jesus Christus nie opgewek was nie, dan het ons ook geen hoop dat ons opgewek sou word. As die Seun van God nie eers die dood kon wen nie, hoe dink jy gaan jy die dood wen? Christene vergeet hierdie punt, nee. Ons vergeet dat ons lewe nie hierso eindig nie. Ons dink dit eindig hierso. En ons dink ook ons lewe eindig vir ons geliefdes hierso. En dan laat ons toe die mense wat om ons sê ons het hulle verloor, nee, ons het hulle verloor aan wie? Aan God? Aan wie het ons hulle verloor? Ek dink ons moet nie so praat nie. Ek dink nie ons moet praat dat ons mense verloor het nie. Ek dink inteendeel, ons is die wat verloor. Want ons is nog vas in hierdie gebroke wêreld. Die Christen moenie na dood kyk as iets wat hom vrees nie. Ons moet na dood kyk en sê, wanneer is dit my beurt? Want ek verwelkom dit. Ons verwelkom dit, doen ons nie? Jy sien, daar is 'n belofte wat inwag net vir die Christen. Net vir hom, 'n belofte van ewige lewe. En ek dink ons sê dit so baie dat ons half dit as vanselfsprekend aanvaar. Ons sê ja, daar's die ewige lewe. Ja, daar's 'n plek by die engeltjies, by liewe Jesus in die hemel. Daar is werklik vir jou dood, maar daar is ook werklik vir jou lewe. Christus het opgestaan en dit getuig dat omdat hy opgestaan het, dien dit as 'n eerste vrug vir my wat in hom is en hy is in my, om te weet dat ek self ook gaan opstaan. Dit beteken nie ek moet roekeloos wees nie. Dit beteken nie ek moet my dood gaan soek nie, né? Dit beteken nie ons moet YOLO nie. Nee, dit beteken hierdie lewe is dalk moeilik, maar ek verheug my in die blydskap wat voor my lê. Paulus praat van die onverganklike kroon. Julle ken dit, ek sê dit, begrafnis sê ek dit baie keer. Paulus skryf aan Timoteus en sê hardop sodat jy die onverganklike kroon kan kry. Nou julle sal onthou in die tyd van Rome sou hulle atletiek gedoen het, die Olimpiese spele, nê? En dan sou hulle gewoonlik 'n olyftakkie gekry het met 'n kroon op wat geweef is, 'n olyftakkie wat geweef is soos 'n kroon. En dan as jy gewen het, sê in die 100 meter en jy het eers gekom, dan kry jy daai olyftakkie. En dan sit jy daai olyftakkie en dis die wonderlikste oomblik, jy het die olyftakkie kroon op jou kop en almal sien jy's die kampioen. Jy stap daar met jou wit tafeldoek af in die straat en sê, kyk, hy was 'n kampioen. En dan na 'n week of 2, dan verdroog daai olyftakkie. Verdroog hy. Hy's klaar, want die kroon was tydelik. Die idee agter dit is dat hy volgende jaar weer moet terugkom om homself weer te bewys. Maar as ons in Christus is, ons hardloop nie vir 'n tydelike olyftakkie nie. Ons hardloop wat ons sê, wanneer ek die kroon van die ewige lewe kry, is dit vir ewig. Vir ewig. Partykeer lewe Christene asof hulle hierdie tydelike olyftakkie het. En is net so kosbaar, want as ek hierdie takkie gaan verloor, dan is alles verlore. Christene is nie veronderstel om die dood te vrees nie. Want jou verlosser het uit die dood uit opgestaan.
As jou verlosser gesterf het, beteken dit, jy het geen verlosser nie, jy het geen verlossing nie, jy het geen hoop nie, jy het geen ewige lewe nie. Soos Paulus gesê het, jou geloof is nutteloos. Jesus sê dit so mooi, nee, Johannes 11:25, hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Nie ek gee dit nie, ek is dit. As jy nie in Christus is nie, dan beteken dit, sy opstanding en sy lewe is nie in jou nie. In ander woorde, as jy lewe na die dood wil hê, moet jy in Jesus wees en Jesus moet in jou wees. As jy wil opstaan uit die doodheid, moet Jesus in jou wees en jy moet in hom wees. Daar is geen opstanding buite Christus nie. Daar is geen ewige lewe buite Christus nie. Jesus doen meer as om lewe te gee, hy is die lewe. En daarom het die dood geen mag oor hom nie. Jesus gee dit vir die wie in hom is. Hoor mooi, skryf 1 Johannes 5, vers 11 tot 12 dit. En dit is die getuienis, dat God die ewige lewe vir ons gegee het. En die lewe is in sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. Ons wat in Jesus Christus glo, sal persoonlike opstanding ervaar. Want met die lewe wat Jesus gee, het ons die dood oorwin deur hom. En dis hoekom Paulus skryf, o dood, waar is jou angel? O dood, is ons bang vir jou? O dood, het jy mag oor my? Nee, jy het nie. Nie mag oor my siel nie. Dis die teologie van die opstanding. Nou vra julle, wat baat ek hierby? Wat beteken dit vir my? Nee, want ons wil weet wat dit vir ons beteken. Indien jy, sê jy's 'n Christen, en jy glo regtig erg jy's 'n Christen, soos regtig egtig, dat Jesus vir jou gesterf het, en dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, weet jy wat, dit gaan 2 goeders in jou lewe doen. 2 goeders. Die eerste ding wat dit gaan doen, as jy regtig egtig glo, Jesus het uit die dood uit opgestaan, die eerste ding is, dit gaan die vrees vir die dood van jou af wegvat. Dit gaan dit wegvat. Jy is dalk bang oor hoe jy doodgaan. Ek wil nie verdrink nie, ek wil nie versmoor nie, sulke goed miskien. Maar jy gaan sê, as dood my kant toe kom, weet ek dis nie die einde van my bestaan nie. Ek onthou toe ek graad 8 was, dis nou standaard 6. Toe het ons daar in Kempton Park gebly en die skool was hier en ons huis was hier, soos die kraai vlieg, maar ek moes al die pad omry met my fiets, want daar was 'n treinspoor en die kruising vir die treinspoor was hier onder. En ek het gesê, ek gaan nie ompad ry nie. Wat se seun gaan met sy fiets ompad ry? Jy tel jou fiets op en loop oor die treinspoor. En ek onthou die spesifieke dag, ek het nogals opgehou rook daai dag, ek vir myself gesê. En slegte invloed gewees natuurlik. Slegte vriende, slegte invloed en dit is hoe dit werk. En ek ry toe met my fiets en ek sê iets in my gewete kla my aan en ek onthou nog ek het my pakkie sigarette gevat en ek het vir my vriend gesê ek is klaar. Sê ek vir hom. En ek ry toe met my fiets huis toe. Standaard 6, nee, graad 8. Jy's nog kind. Jy kom net uit die laerskool uit. En ek kom by die treinspoor het die groot, ek dink ek het al die storie vertel, die groot klippe langs die treinspoor. Ek kan nie met my fiets oor dit ry nie en daar was 'n groot afdraande ook nog. 'n Jouweltjie waar ek moes afgaan, dan is die treinspore daaronder. Soos 'n wal. En ek kom toe en ek klim toe van my fiets af en daar sit 'n man daar by die wal. En die man vra vir my in Engels. Hy vra vir my, do you have a smoke? Ek sê vir hom, ek lag. No, I quit. So trots op my besluit. En die redelik langer en redelik groter ouer man gaan toe by die walletjie af voor my. En ek gaan toe agter hom aan af, want ek wil nou oor die treinspoor gaan. Dit is 'n dubbel treinspoor. En soos ek met my fiets afgaan, staan hy daar onder en hy staan toe stil. Dit is vir my vreemd, maar ek gee nie om nie, ek gaan aan.
En soos ek naby hom kom, hou hy my fiets se handvatsel so vas. En hy sê vir my, I want to borrow your bike. Ek sê vir hom, no, you can't borrow my bike. Are you going to bring it back? Hy sê, no, borrow me your bike. En hy raak toe aggressief. En volgens my, soos ek Engels verstaan, wil hy nou my fiets leen. Maar leen beteken, hy kom terug. En hy sê, borrow me your bike. Borrow. Ek sê, no, I'm not going to borrow you my bike. Sê ek. Daai tyd was my tas groter as ek, né? Jy weet mos, hy groot tasse. Klein seun gewees. En soos ek en hy nou stry oor of hy nou my fiets gaan leen of nie leen nie, min wetend ek dat hy eintlik my fiets wil vat, né? En toe hy die groot mes uitdruk, toe besef ek, maar hy wil nie my fiets leen nie. Toe sê ek vir hom nogals, dis waar wat ek sê, wat ek jou vertel, ek sê vir hom nogals, you don't have to borrow my bike, you can take it. Ek vir hom, yeah. Nou, vat hy sê nie eens dankie nie, vat hy my fiets, man. Ja. Dan vat hy my fiets. Hy vat my fiets en hy ry toe, hy kan toe nie ry nie, want as hier die groot klippe, so ek staan toe hier, ek sal hom nie eers kan oorweldig, hy het nie eers 'n mes gehad nie, ek sal hom nie kon oorweldig nie. Ek was klein. Hy stoot toe my fiets weg, so silwer fiets, ek sal nooit vergeet, hy stoot toe my fiets weg, op die klippies, al langs die treinspoor, en daar aan die ander kant is 'n wal weer, en hy gaan toe weer op by daai wal. En ek staan op daai treinspoor, magteloos, en ek voel asof my hart net uit my uit wil val, dis hoe dit voel. En ek skree net, hey, help! Asof iemand my gaan hoor. Niemand het my gehoor nie. En ek onthou een spesifieke oomblik, en ek kyk op na die hemel, en ek skree net tot die Here, nie op hom nie, ek skree net tot die Here, en ek sê net, Here, wat nou? En vir my was dit die ergste ding in my lewe, daai oomblik. En iets in my gee my krag, en ek jaag hierdie man. Wat gaan ek vir hom sê? Borrow me back? Ek weet nie wat dink ek nie, maar ek is op my fiets en ek jaag hom terug. Ek sit hom agterna, en toe ek uiteindelik by die plek kom, ek het my hand so oor my tas gegooi, daai groot tasse, jy weet mos, maar hardloop jy. En ek kom toe uiteindelik by die plek waar hy opgegaan het, en ek gaan toe daar op, en toe het hy teerpad gevang, en toe hy teerpad gevang het, toe sien ek, daar ver is hy is seker, ek weet, 'n kilometer miskien, ek weet, ek sou hom nooit vang nie, en ek staan toe daar, is 'n stil, verlate paadjie, daar ry nie eers karre nie, dis die bossies wat uit die teer uitgroei, hier is niemand nie, niemand gaan my help. Braggies kom maar so oom met so 323 box shape BMW om die draai. Ek spring voor hom in, weet nie wie dit is nie. Ek sê, oom, die kar is vol. Ek sê, oom, hy het my fiets gevat. Hy sê, nou voor, ek sê, ja oom. Hy sê, die BMW maak, seker rookbolle. En ek dink, en daar ry die oom, en ek besef myself, jy blaas gee my net 'n lift. En ek hardloop toe nou maar agter die oom aan, en ek sien toe, soos ek hardloop, weer met my tas, sien ek, daar toe stop hy so by die ou so voor die fiets, en hy stop toe, en hy tel so groot klip, en hy wil die ou toe gooi, en hy gooi die ou mis, en die ou val van die fiets af, en hardloop die ou weg, en ek kom toe daar aan, en ek sê, dankie oom, en ek kry toe my fiets, en ek vat toe my fiets, en ek ry toe lang pad om huis toe, en ek kom toe daar by die huis, en ek onthou, ek klim daai hand in die bad, nou sink alles in, nee, adrenaline het nou gepomp, jy was nou naby 'n doodservaring, en ek sit daar aan in die bad, en ek sê vir my, ek dink net heeltyd aan die een vraag, ek sê vir myself, wat sou met my gebeur het as ek dood gegaan het? Dis al waaraan ek kan dink, dis al. Wat sou met my gebeur het as ek dood gegaan het, as hy my gesteek het met daai mes? Wat sou met my gebeur het? Ek kan nie ophou dink aan dit nie, ek kan nie. Want ek weet ek was op verkeerde pad op grond van my vriende. Ek weet dit. Ek was dalk onskuldig, maar verkeerd bly verkeerd. Ek sê, ja. Ek dink ek sou dood gegaan het. Ek sou dood gegaan het en ek sou dood gebly. Dis soos my. Ek jok nie vir julle nie. Ons plaaslike koerant was die Kempton Express. 'n week later, die Kempton Express is soos die Vista wat hulle hier aflaai. Kry ek die Kempton Express en daar is 'n seun wat my ouderdom is, wat ook betrokke was in 'n fietskaping, wat doodgesteek was. Nou, ek is jammer oor die seun. Ek is regtig.
Maar ou kan nie help en sê, maar wat as dit ek was? Luister gou. Christendom vrywaar ons nie dat ons in hierdie aarde en in hierdie liggaam gaan sterf nie. Christendom vrywaar ons nie dat ons geliefdes nie gaan sterf nie. Hulle gaan sterf. Ons gaan sterf. Ons gaan partykeer dalk ly. En ons gaan hulle dalk mis. Maar hoor mooi vir my. Daar is lewe na hierdie dood as jy in Jesus is. En daar is lewe vir jou geliefdes. En daai gedagte, ek dink aan my kinders, ek dink aan my gesin, en ek sê, joh, ek weet nie hoe, of ek dit kan maak nie, dis wat ek vir myself sê, maar eintlik wat ek moet sê is, dank die Here, dat niemand hulle siele kan gaan steel nie. Daar is 'n lewe na hierdie lewe. Maar ons lewe, ons bou hoë mure, ons sit elektriese heininge op, ons loop met 9 mm langs rond ons sy, ons probeer ons beste om ons lewe hier te bewaar en te perseveer. Maar doen jy jou beste om die volgende lewe te beerwe? Dit wat een bloedklot. Dit wat een dronk bestuurder. Dit wat een fratsongeluk. Dit wat een natuurramp. Lewe soos 'n wind. Hy's hier en dan is hy weg. Heg jou lewe aan dit wat permanent is. En dit is Jesus. Hoor wat ek vir jou sê. Jy kan nie jou geloof op iets anders te bou nie. Jy kan nie. En ek weet ons almal vra en ons hardloop weg met ons gedagtes, maar as ek hom verloor of as ek haar verloor, nie of as nie. Soos ek op daai treinspoor gestaan het, besef ek net die Here het my ergens krag gegee waar ek nie geweet het van waar af dit kom nie. As jy in daai beproewing kom, die Here sê niks sal oor jou pad kom wat jy nie kan hanteer. Maar kry fokus terug en besef waar lê die waarde. Jy weet, ek sê vir die mense, ek beklemtoon dit by baie van julle. Ek sê moenie vir een oomblik wegdryf nie. Moenie vir een oomblik wegbly nie. Ek sê maak vir jouself 'n belofte of maak vir jouself 'n realistiese verwagting. Wees gedissiplineerd in jou geloof. Want as daar een ding is wat die vyand wil steel, is dit die ewigheid van jou. Ons plaas soveel waarde op die hier en die nou. As jy regtig erg glo dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, dan sê ek vir jou, jy sal nie die vrees hê vir die dood nie. Jy gaan sê, Here, as dit my dag is dit my dag. As dit my tyd is dit my tyd. Die Here het ons nie nodig nie, hy het my nie nodig nie. As ek tot sterwe moet kom, die volgende ou sal die kans op betree en die volgende ou sal preek. Hy het my nie nodig nie. Hy het nie een van ons nodig nie. Ons sê, elke asem is genade, maar elke dag is sy genade genoeg. Die tweede ding, as jy regtig erg glo Jesus het uit die dood uit opgestaan, nie net gaan jy nie dood vrees nie, maar jy gaan begin lewe so en jou diens gaan begin lyk asof jy die Here dien. Jy gaan sê, wauw, as vandag my laaste dag is, kom ek maak dit tel. Jy gaan begin die Here dien. Dit sal jou diens aan die Here beïnvloed. As jy regtig erg glo, daar's nog 'n lewe na hierdie een, gaan jy sê, maar al my goed beteken niks. Al die goed gaan brand. Ek gaan nie my wonderlike PVC plafonne kan saamvat nie. Ek gaan nie my wonderlike 2020 leerband kan saamvat nie. Ek gaan nie my wonderlike vellies saamvat nie. Hierdie goeders is tydelik. Hierdie goeders gaan brand. Beteken nie ons kyk nie mooi na dit nie. Ek sê net jy gaan so begin lewe en so begin ingestel raak. Ek dink gierigheid gaan jou hart begin verlaat. En jy gaan sê, maar Here, wat maak werklik saak in hierdie lewe? Wat maak regtig saak? As jy regtig erg glo Jesus het uit die dood uit opgestaan, moet jy regtig erg glo dat jy uit die dood uit gaan opstaan. En as jy regtig erg glo jy gaan uit die dood uit opstaan, gaan jy begin werk asof jy uit die dood uit gaan opstaan. Dit gaan so begin lyk. Jy gaan begin opofferings maak. Jy gaan regtig erg terugkom na opregte geloof. Hoor ons sê 1 Korintiërs 15:58 en dan is ek klaar. Daarom my liewe broers en susters, staan vas. Laat niks julle beweeg nie. Gee julle altyd ten volle aan die werk van die Here. Want julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie.
staan vas. Laat niks julle beweeg nie. Waarom is die opstanding van Jesus belangrik? Dit bewys wie Jesus is. Dit demonstreer dat God Jesus as offer aanvaar het namens ons. Dit wys dat God mag het oor lewe en dood. Dit waarborg dat die liggaam van die wie in Christus is en wie in Jesus glo, nie sal dood bly nie. Hierdie dag is die fondasie van die Christen geloof. Hy lewe, daarom sal ons lewe. Hy staan op, daarom staan ons op. Ek sluit af met hierdie storie. Ek is baie versigtig om vir my, veral nou, vandat ek ouer geword het. Ek is baie versigtig om vir my kinders te sê, as hulle my vra, kan ons Dyna Park toe gaan? Dit is nou daai Fantasia, Dinosaur Park, wat ek nou dan welkom nie. As hulle vir my sê, kan ek Dyna Park toe gaan? En dan sê ek, ja ons kan. En dan sal hy gewoonlik sê, beloof? As ek sê, ja papa beloof, ons sal Dyna Park toe gaan. Ek het daai les geleer. Jy moenie sommer sê beloof nie. Nee. Want daar gebeur baie keer goed wat net buite jou beheer is. Soos byvoorbeeld, dit kan reën of sneeu, jy weet. En dan kan jy nie by Dyna Park uitkom nie en dan word jy half geforseer om daai belofte te breek. Die belofte is geldig, maak nie saak van die omstandighede nie. Belofte beteken, julle gaan dit doen, maak nie saak wat nie. So nou as hulle my vra, kan ons Dyna Park toe gaan en ek sê, ja, hier is vir jou 'n tip, skryf dit neer as jy ouer is. As die Here wil. Dis wat jy moet sê, nie beloof nie. Ja, ons kan Dyna Park toe gaan as die Here wil. Die eerste keer toe ek het soms sê vir my, wat beteken dit? Ek sê vir hom as God dit so toelaat. As God dit so toelaat. Ons as ouers, ek wil nie my kind teleurstel nie. Ek wil nie 'n belofte breek nie, want dis is vir hulle 'n groot ding, hoor. Is 'n groot ding. En ek het al, nie op intentioneel nie, op grond van eksterne omstandighede, maar 'n belofte gebreek is 'n belofte gebreek. Ek as 'n ouer kan nie altyd my belofte hou nie. Maar kry gou vrede in die feit dat God nie 'n God is wat beloftes verbreek nie. As hy die belofte van die ewige lewe gee, kom siekte, pyn of lyding of swaar kry, daai belofte sal tot vervulling kom. Daar was nog nie een belofte deur die hele woord wat God vir ons gegee het wat verbreek was nie. Daai belofte kom tot vervulling. Ons vrees nie dood nie. Ons vind vreugde in die feit dat God vir ons iets beloof het. Maar hou jy vas aan die belofte in moeilike tye. As jy geliefde verloor het, ons mis hulle, ek stem saam. Maar dit is rede om te sê, geen pyn, geen lyding, geen swaar kry. Paulus skryf daaraan aan die einde van Tessalonisense. Hy sê vir die mense, moenie treur soos die ander mense wat geen hoop het nie. Jy het hoop in die ewige lewe. Jesus Christus. Dis waar ons vandag. Kom ons bid. Vader, ons harte is oorweldig met dankbaarheid. Ons weet, U het vir ons 'n nuwe lewe, 'n nuwe liggaam, 'n nuwe skepping wat vir ons inwag. En dood het geen angel oor ons nie, want ons wat in U is, kry die ewige lewe. Vader, hier is harte wat voor my sit, wat wonder of hulle die ewige lewe gaan kry. Here, hier is mense wat dalk weet, hulle kry nie die ewige lewe. Dis mense wat die dood gaan konfronteer. My gebed is, dat U met hulle sal werk, en dat U self asseblief aan hulle sal bekend maak, en hulle sal roep, op U naam, en dat hulle tot geloof sal kom, om hoop te kry, in die ewige lewe. Dankie vir die, wie in U is. Ek bid vir die, wie dalk iemand verloor het. Kom gee hulle perspektief weer, oor wat werklik saak maak. Ons kan in hierdie lewe kan ons lewe. Ons kan aangaan met ons lewe. Want ons weet selfs al sterf ons, lewe ons nog steeds. Want U lewe in ons. Mag hierdie belofte wat U vir ons gee, ons dra. Mag ons dit koester. Mag dit ons versterk. Mag die wie oor het, luister. In Jesus naam. Amen.